Ons staan in die deur van 'n nuwe jaar, 2026 wat voor lê. En 2026, dis soos 'n roete, dis soos 'n pad wat voor ons lê. Ons is nie heeltemal seker wat kom nie. Nie een van ons is 100% seker wat kom nie. Maar ek weet daar's van julle wat vanoggend hier so is wat baie opgewonde is oor die jaar. Toe die eerste aangebreek het, is jy excited, jy's gereed, jy's reg 4 jaar, jy kan nie wag nie. Hier's van die kinders wat jy kan nie wag vir skool nie. Jy's so opgewonde, jy jou tas is gepak, jou klere, jy gaan sommer môre begin klere aantrek net om het gevoel te kry voor Woensdag. En julle is opgewonde, ek weet die ouers is baie meer opgewonde oor dat die skole moet begin, as dat die kinders wil hê die skole moet begin. En jy sien kans 4 jaar, jy's so gereed vir 2026. Maar dan is daar van julle wat vandag hier so is, wat voel, ek is nog nie reg vir hierdie jaar nie. Ek is nog nie eens deur 2025 nie. Ek het nog nie eens klaar gemaak met hom nie, nou moet ek 'n nuwe jaar aanpak. Miskien voel jy bang. Miskien is jy onseker oor die jaar wat voor lê. Miskien is dit 'n nuwe seisoen. En daar's hierdie gemengde gevoelens wat jy het oor 2026 wat voor lê. Maar niemand van ons weet wat hierdie jaar inhou nie. Ons het gedink in 2020, ons weet wat die jaar inhou. Ons het geweet wat gaan ons doen, en toe gebeur COVID. So ons kan nie sê, ons weet presies hoe die jaar gaan wees nie. Ons weet nie presies wat hierdie jaar inhou, en wat alles die jaar gaan gebeur nie, maar ons weet wie hierdie jaar vashou, en wie vir ons wag aan die einde van die jaar. En dit is wat vir ons hoop gee. Maar een ding is verseker, ek en jy het nie 'n ander keuse as om in 2026 te stap nie. Ons het nie 'n keuse nie. Jy kan nie ergens gaan toesluit en sê, ek gaan net nie wag tot Desember maand opdaag nie. Gaan nie gebeur nie. Jy gaan maar net hierdie jaar moet vasvat. Jy gaan maar net moet begin stap en hierdie roete vat en hierdie pad stap van 2026 wat voor lê. Die afgelope Desember maand wat verby is, het ek en my gesin die geweldige voorreg gehad om Namibië te kon besoek het. 6 keer in my lewe wat ek in Namibië was. En dit was net 'n belewenservaring gewees. Op Saterdag die 27ste Desember, 6:00 die oggend, toe kom ons by 6 Riem. Nou as jy nie weet waar's dit nie, moenie worry nie, moenie hom nie gaan soek nie, jy gaan sukkel om te kry, is bitter klein. Al die plekkies in Namibië is baie klein. Die naam sê dit, 6 Riem. Ek weet nou nog nie wat die naam van, ek weet nie wat met die ander rieme gebeur het nie, maar ons het by 6 Riem uitgekom. En ons is toe daar, en van daar af ry jy nou in na Sossusvlei toe. En daarso is dit in die middel van die Namib-woestyn, dan kom jy by Death Vlei. Dis 'n wit kleipan met antieke versteende pikswart kameeldoringbome wat byna 1000 jaar oud is. Dis wat julle daar sien, dis 'n foto wat ons daar geneem het. En wanneer jy daar inry by Sossusvlei, en daar kom dan die volgende oomblik, dan troon daar 'n duin met die naam van Big Daddy oor jou uit. Die foto gee nie regtig sy grootte nie. Maar hierdie duin is een van die grootste duine in die wêreld, hy's 325 meter hoog. Dis 'n verskriklike hoë duin. En ons het besluit, daai dag, ons gaan hom klim. Wat lag julle? En ons besluit, ons gaan hierdie duin klim. En ons is opgewonde, en daar staan altaar, en dis die begin, daar's Big Daddy daar aan die agterkant, en dis wat ons gaan klim. Dis die piek, daai. Okay. Nou ons staan nie, en ons is opgewonde, ons hele gesin is daar, ons neem foto's, ons neem video's, ons neem selfies, ons is opgewonde oor om hierdie duin te klim, en nou is te sê, omtrent 20 minute moet jy stap, net om tot by die begin van die duin te kom. En nou kom ons daar aan die begin van die duin, en hier begin ons nou stadig maar seker hierdie duin te klim. En ons kom by die duin en ons begin so te klim, en toe ek vir die volgende moet net so opkyk, en ek sien die piek daarbo, toe dink ek, wat het jou besiel? Is jy simpel? Daar's baie sand om begrawe te word. Wat het jou besiel om hierdie ding te klim? Dit is verskriklik hoog. As jy onderstaan, jy kyk net op, dit hou net aan. Dit is soos die Here se genade, hy hou net nie op nie.
Hy gaan aan en hy gaan aan en hy gaan, en dit is verskriklik intimiderend, om voor hierdie duin te staan. En ons dink, wel, ons is nou hier, laat ons klim, en hier begin ons, die kinders vooruit, ek en toe Alta stap agter my. En hier gaan ons hier teen hierdie duin op. En so 30 minute in hierdie duin se opklim, begin die sand al dikker word, en dit raak al warmer, en so wat jy trap, sak jy in, en dan gee jy 2 tree vorentoe, dan slaai jy, en as jy een verkeerd trap, en dan slaai jy so vir die kant van die duin af, en dan kom ons moet net gefokus bly, ons bly gefokus, en ons hou aanstap, ons sweet, ek voel moeg, ek is vies vir myself, en ek kyk op, en Jesus is nog baie ver, en ek kan nie nou opklim nie, wat gaan my vrou hier agter my sê, ek klim, ek gaan aan, en op 'n stadium sê ek vir, hoorie, ek dink ek moet 'n foto neem, en dit gaan nie oor die foto neem nie, ek's moeg, ek wil stop. Want toe was dit omtrent 8:30 en toe is dit al 34 grade Celsius. Net om 'n idee te gee. En ek stop en ek neem 'n foto. En terwyl ek hierdie foto neem en ek kyk na die foto, en dis die foto wat ek geneem het. En as jy nou mooi kyk, toer voor is mense, dan kry jy 'n idee hoe styl is hierdie duin. Dis nog so ver. Ek sal so moeg, my bene voel soos jelly, en eintlik moet jy nie stop nie, want dan staan jy daar en begin hy bene. En dan dink almal ek's bang. Ja, ek is, maar ek's moeg. En dit is nog so ver om te gaan. En in my hart op daai oomblik, toe ek hierdie duin sien, toe ek hierdie foto neem, en ek staan daar, en Alta staan hier agter hom, en ek draai om en ek kyk, dink ek, ons is seker nou amper daar, toe ek terug, ek dink, ons het nou net begin. En ek draai toe terug en ek sien hierdie voetstap, ek sien die mense en ek sien die top daarbo. En ek ervaar in my hart asof die Here vir my sê, gee net 1 tree voor die ander een, dis al. Hou op fokus op waar jy wil kom, sit net 1 voet voor die ander voet, jy gaan daar kom. En ek draai om en ek wys vir Alta hierdie foto en ek sê vir, ek dink dis 'n preek. En ek dink aan julle op daai duin. En die volgende vers kom by my op. Psalm 37 vers 23 sê, the steps of the righteous are ordered by God. Die Engelse vertaling sê vir my so mooi, the steps are ordered by God. Dis hoe die Here met jou en my werk, en dis hoe die Here met jou gaan werk in 2026. Hy gaan nie werk in spronge nie, hy gaan werk in tree. Moenie laat 2026 jou intimideer nie. Moenie na die volgende 11,5 maande wat oor is van hierdie jaar en die volgende 354 dae van hierdie jaar jou intimideer nie. The steps of the righteous are ordered by God. Gee net tree vir tree. 1 voet voor die ander voet, jy gaan daar kom. Moenie geïntimideerd voel nie. En daar's van julle wat dit vanmôre moet hoor, moenie laat 2026 vir jou soos 'n monster lyk nie. Moenie laat 2026 en alles wat voor lê en die onsekerheid van hierdie jaar voor jou staan, moenie laat hierdie jaar jou oorweldig nie. Moenie dit toelaat nie. Sommige in die begin van die jaar, neem daai besluit. Vat dit tree vir tree. Is dit nie wat Jesus gebid het in die Onse Vader toe ons kom leer bid het nie? Toe het hy gesê, Vader, gee ons vandag ons daaglikse brood. Hy het nooit gesê, Here, gee vir hulle maand se kos in voorraad nie. Gee hulle week se kos nie. Gee die brood vir die res van die week nie. Hy het gebid, gee ons vandag, net vandag, ons daaglikse brood. Die Here gee genade vir vandag. Dis hoekom hy sê, moenie jou bekommerd oor die dag van môre nie. Want jy het nie genade vir môre nie, jy het genade vir nou. En die woord sê, dat sy genade is elke môre nuut. So moenie môre of Woensdag of Februarie of dit wat voorlê vir jou in 2026, moenie laat dit jou oorweldig nie. Jy het nie genade vir dit nie, jy het net genade vir vandag. Gee net tree vir tree. Trap tree vir tree. Al voel dit jy gee 1 tree vorentoe en jy gaan 2 tree agtertoe. Moenie worry nie. Sit net 1 voet voor die ander een. As jy agter hom gaan stap, gaan jy kom waar jy moet wees. Hoor wat sê Matteus 6 vers 34. Die Here het die volgende gesê, moenie jou bekommer oor die dag van môre nie. Vandag se moeilikhede is vir een dag
heeltemal genoeg. Want as jy begin worry oor môre en oor oormôre, dan vergeet jy van vandag se en jy kan eintlik net aan vandag iets doen. Jy het net genade gekry vir vandag. Elke dag het sy eie dinge. Van julle het vanmôre al julle eie dinge beleef. Daar's dinge by die huis, daar's dinge by die werk. Dinge wat onseker is. Maar ek wil vanmôre vir jou kom sê, 'n les wat ek daai dag geleer het, bo op daai duin toe ek daar staan, en ek stap en ek sien daai einde, dis amper soos 2026 wat voor lê, vir my, ek weet nie hoe ons dit maak nie. Maar dis net tree vir tree. Dis al ons dit gaan maak. Wees in die oomblik. Leef in die oomblik. Iemand het eendag gesê, wees waar jou voete is. Want as van julle wat nou hier so sit en begin dink aan vanmiddag se ete, en vanmiddag gaan ons vanmiddag kuier, en nou moet ek nog daai boeke oortrek, en ek wil nog dit gaan doen. Nee, los dit, wees hier. Wees waar jou voete is. Wees in die oomblik. Dit is daai tree. As ek hierdie tree gee, dis waar ek is. Ek's nou daar. Dan as ek hier tree gee, ek's hier. Dan is ek hier. Ek gaan daar kom, maar ek's nog nie daar nie. Gee net tree vir tree. The steps of the righteous are ordered by God. Daar's van julle wat dit vanmôre moet hoor, wees in die oomblik. Hou op om vooruit te leef. Hou op om, jy kom hierso nou maar wat's volgende? Maar wat's volgende? Nee, wees hier. Wees in die oomblik. Soos ons hoor klim teen daai duin op. Hoe meer ons klim, hoe meer kom ek agter en ek sê op 'n stadium vir altyd toe ons in hierdie duin opstap en daai spoortjies lê daar, toe sê ek vir, dank Vader, iemand het voor ons gestap. Want ek het nou spore om in te trap. En later trap ek, bro, en kyk ek so mooi dat ek die spore in 'n mooi trap laat agter my loop, dat sy weer in my spore kan trap, want dan kompakteer dit so bietjie die stand, dan word dit soos trappe. Dan dink ek, dankie tog iemand het voor ons begin stap. Want dan weet ek waar om te stap en dit maak die stap soveel makliker. Dit maak dit net soveel makliker. Psalm 23 vers 8 sê, hy lei my in die spore van geregtigheid. Wat sê spore? Iemand het al reeds daar geloop. Nou wat ek vandag vir jou sê, 2026 is miskien vir jou vreemd, 2026 is vir jou onseker, jy weet nie regtig wat wag nie, weet jy wat kom nie, maar weet jy wat, iemand het al reeds 2026 vir jou vooruitgestap, iemand het al klaar vir jou spore getrap, dis die Here, al wat jy moet doen is, trap net in sy spore. Moenie probeer in dit hardloop nie, trap, fokus op dit, en as jy tree vir tree gee, gaan jy kom waar die Here wil hê jy moet wees, dan gaan jy ook nie verdwaal nie. Die Here het nooit gesê dit gaan maklik wees nie. Die Here het nooit gesê hierdie jaar en jou en my lewe gaan maklik wees nie. Maar wat hy wel gesê het, hy gaan ons nie los nie. Wat hy wel gesê het, hy gaan saam met ons stap en hy gaan ons hand nie los nie en hy stap voor ons uit en hy sorg dat ons daar gaan uitkom. Laat daar optraandes gaan wees, verseker. Gaan daar moeilike dae in 2026 wees, verseker. Gaan daar wees wat jy voel jy gaan dit nie maak nie, dit gaan so gebeur. Want Jesus self het gesê, in hierdie wêreld gaan julle moeilike tye hê. Hy het dit vir ons gesê, hy het ons voorberei, en dan het hy gesê, maar hou moed, ek het klaar gewen. Moenie worry nie, ek het klaar gewen. Sorg net dat jy tree vir tree agter my aan stap. Wanneer ons gaan aanhou stap, wanneer ons gaan aanhou klim in sy spore, gaan ons daar uitkom. Nou wil ek vandag vir jou net sê, stap 2026 tree vir tree. Stap 2026 net trap vir trap in die spore en jy gaan kom waar jy moet wees. Aan die Weskus van Namibië, so 15 km van Lüderitz af, is daar 'n klein dorpie. Miskien het jy nog nooit daarvan gehoor nie, want ek het voordat ons gaan het nog nooit in my lewe van die dorp gehoor nie. Die naam van Kolmanskop. En ons was eendag daar. Nou, iets interessant van hierdie klein dorpie. In 1908 het hulle diamante daar ontdek. En die mense het alles wat hulle gehad het daai tyd opgepak en soontoe gegaan, want hulle het gehoor van die diamante wat daar is. Nou hulle vertel, daar's soveel diamante gewees, daar hulle die diamante op die grond opgedal, dit het rondgelê. Dit het gelê. Daar was so baie dat met volmaan, as die volmaan skyn en jy staan op die kop en jy kyk af daar in die vlei, het in die volmaan die diamante so geskitter en dit het gelyk soos 'n dorp wat daar is, wat se ligte aan is.
En die mense het op hulle ma rondgekruip en net so gekruip en diamante opgetel. En mense het alles opgepak, soontoe getrek en 'n nuwe lewe daar begin met die hoop en die wete van 'n rykdom en 'n vol lewe. En daar's klomp geld beloof, want diamante is oral. En dis toe wat gebeur het. Mense het soontoe getrek. En teen 1920 was Kolmanskop die rykste dorp in die wêreld op daai oomblik. 100 jaar terug. Kolmanskop is slegs 3 vierkante kilometer groot. Klein area. 300 Duitse inwoners, 44 kinders het daar gebly. Maar die dorp was so gevorder, ding onthou nou dis 100 jaar terug. Daar was 'n skool, daar was 'n teater, daar was 'n casino, daar was 'n hospitaal met 'n ekstraalmasjien, die enigste een in die suidelike halfrond. Hy het sy eie kragstasie gehad wat krag voorsien het aan die hele dorp en elke huishouding. Nie eers in Europa het huise krag gehad nie, maar daai dorp het dit wel gehad. Hulle het hulle eie ysfabriek gehad daar, want hulle het geld gehad. En in die oggende het daar 'n tram wat daar deur die dorpie gery het hy elke dag ys en lemonade en vars water aan die huishoudings gaan aflewer. 60-60. Selfde. Hulle huise was vervaardig in Duitsland en hulle het dit vandag af hiernatoe gebring, prefab huis hiernatoe gebring op 'n skip, daar aangekom en die huise toe daar so gebou. En hulle het hulle lewens gebou op geld, op roem en op diamante en al hierdie goed. Maar binne 30 jaar het die diamante al hoe minder begin word. Die mense het begin oppak, hulle het meer suid getrek na Oranjemund toe, agter diamante aan. Maar stadig maar seker het hulle alles net so gelos, hulle huise so gelos en al daai rykdom net so gelos en hulle het net weggetrek. En die woestyn en die sand het die dorp weer begin insluk. En hier's 'n paar foto's hoe dit nou daar lyk. Volgende een, dit hoe dit binne in die huis lyk. Daar staan ek en Altan. Dit is moeilik om te bad. As jy vir daardie inwoners van Kolmanskop 100 jaar terug gesê het, en ons was 100 jaar terug en hulle gesê, hierdie plek gaan oor 'n paar jaar nie meer hier wees nie, sal hulle vir jou gelag het. Hulle gesê, daar's nie 'n manier nie. Ons het die geld, ons het rykdom, ons het alles wat enige dorp in die wêreld begeer. Ons het alles. Ons bou ons lewens op hierdie goed. Daar's nie 'n manier wat hierdie ooit eendag 'n spookdorp gaan word nie. Daar's nie 'n manier wat so iets kan gebeur nie. En hulle het vinnig geleer, niks in hierdie lewe is vir altyd nie. Niks nie. Vandag vir jou sê, jou huis, jou kar, jou mooi goedjies wat jy het, jou speelgoed, jou selfoon, al die dinge waarop ons baie keer ons lewens bou, oor 2 maande, oor 3 maande, oor 'n jaar is daar iets beter op die mark, dan is dit oud. Onthou jy toe jy daai een kar, hy nuwe kar van jou paar jaar terug gekoop het, hoeveel modelle intussen het toe uitgekom? Jou kar is oud. Ek sien mense hierdie ou antieke karre wat so geroes is, ergens staan, dit was op 'n stadium iemand se splinter nuwe kar. Niks in hierdie lewe is vir altyd nie. Moenie jou lewe bou op dinge wat jy dink is vir altyd nie. En ek wil vanmôre vir jou vra, waarop bou jy jou lewe? Wat is jou sekuriteit in hierdie lewe? Is dit jou werk? Is dit jou status? Is dit jou geld? Is dit jou huis, jou mooi kar wat jy ry? Niks verkeerd met dit nie. Maar moenie jou lewe op dit bou nie, want dit gaan nie vir altyd hou nie. Een of ander tyd raak dit klaar. En dis die les wat 'n mens leer by Kolmanskop. Eens die rykste dorp in die wêreld. Vandag is dit net 'n museum. En daar's eintlik niks meer oor nie. Hoor wat sê 2 Korintiërs 4 vers 18. The things we see now are here today, gone tomorrow. But the things we can't see now will last forever. Hoor wat sê die Afrikaanse vertaling. Dit wat ons vandag sien, is in elk geval môre nie meer daar nie. Hier hou niks vir ewig nie. Al wat vir altyd sal bly staan, is God se wêreld. Jou en my lewe strek verder as hierdie wêreld. Jou en my lewe
is veronderstel om verder te strek as dit wat ons elke dag kan vat en waarna ons ry en wat ons doen en wat ons het. Ons lewens is meer as dit. En die Here roep jou en my in hierdie jaar en vir die dinamika in 2026 na daar's meer. Ons het dit nou gesing. I was made for more, en vandag vir jou sê, jy is gemaak vir meer. Dit wat jy beleef, dit wat jy ervaar in jou lewe, daar's meer as dit. Dit wat jy beleef met jou verhouding met die Here, en jou gebedslewe, hoe jy Bybel lees, en jou Bybelstudie, en ek wil vandag vir jou sê, as jy dit nie doen nie, en jy het miskien nie daai verhouding met die Here, en ek wil jou sê, daar's meer in Christendom as wat jy besef. Die Here het sy hele lewe vir ons kom gee, en vir ons te sê, daar is meer in hierdie lewe. En mag Kolman Skop se storie jou en my kom leer, kom ons bou nie ons lewens op hierdie wêreld nie. Kom ons doen alles wat ons kan doen in die wêreld, en die beste van ons vermoë, ons gee ons beste vir die Here, maar dis nie waarop ons lewens bou nie. Hoor wat het C.T. Studd eendag gesê in 'n gedig. Only one life to live, it will soon be past. Only what is done for Christ will last. Sal wat gaan oorbly. Dis daai ewige wêreld wat voor lê, wat vir ons wag. En kom ons stap 2026, tree vir tree. Kom ons gee tree vir tree saam met die Here. Ons hou ons oë gefokus op hom. En ons bou ons lewens op dit wat vir ewig gaan bly staan. En dit is die Here homself. En dan gaan ek vir jou sê, dan gaan 2026 vir jou 'n relatiewe en 'n baie goeie jaar wees. Ten spyte van ups and downs, gaan jy nog steeds 'n goeie jaar hê. Want ek stap agter die een aan wat hom klaar vir my gestap het. En ek gaan kom daar by die Here wil ek moet kom. Ek wil vandag vir jou sê, jy het 'n wonderlike toekoms wat voor lê. Ag kom ek jy het my nie gehoor nie. Jy het 'n wonderlike toekoms wat voor lê. Yes. Amen. En 2026 gaan 'n wonderlike jaar wees vir jou en my, maar ek en jy gaan vanmôre daai besluit moet neem. Agter wie gaan ons aanstap en waarop gaan ek bou? Dis 'n keuse wat ek en jy vandag moet maak. Hoekom lê daar vir ons 'n wonderlike toekoms voor? Waar kry ek dit? Dis wat die woord ons leer. Maar dan gaan die Here, dan sê die Here, maar kom ons leef so, kom ons tree so op, kom ons praat so, en elke ding wat jou keer om by daai meer uit te kom, los dit. Daai goed wat jou keer om agter die Here aan te stap, jy weet wat dit is, los dit. Daai goed wat jou elke keer op hierdie paadjie vat en daai paadjie vat, en los dit. Tensy jy wil verdwaal, volg daai pad. Maar ons neem 'n besluit in die begin van 2026. Ons gaan hierdie pad stap saam met hom tree vir tree, en ons gaan ons lewens bou op die Here. En dan gaan ons op die ou end van hierdie jaar terugkyk en sê, ons het gekom waar ons moes wees, van die Here het ons gebring waar ons moet wees, omdat ons gehoorsaam was aan hom en agter hom aangestap het.